Hier by die Nyl wil ek graag vir ons die paar verse lees uit Eksodus 2 vanaf vers 5. 'n Dogter van Farao het afgegaan Nyl toe om te swem, en die jong meisies wat haar vergesel het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjies tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisies uit om te gaan haal. Met die oopmaak sien sy dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink dit is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy het hom Moses genoem, want sy het gesê, ek het hom mos uit die water gehaal. Die Nylrivier is die langste rivier in Afrika en het strek oor meer as 6600 km. Dit was die bron van lewe in Egipte. En volgens die Bybel het Farao gesien dat die Hebreërs vinnig vermeerder het, en hy het gevrees dat hulle hom in oorlog sou kon teenstaan, of saam met vyande teen Egipte sou opstaan. Daarom het hy beveel dat elke seentjie wat gebore word, in die Nyl gegooi moes word. Die rivier, wat eens 'n simbool van lewe was, het nou die dood verteenwoordig. Te midde van hierdie gebeure was daar 2 dapper vroedvroue, Sifra en Poua, en hulle het besluit om die Farao se opdrag te verontagsaam, maar die Here te gehoorsaam en die babaseentjies se lewens te red. Omdat hulle die Here gevrees het, het hy hulle geseën en beskerm, en ook aan hulle later kinders gegee. Toe Moses gebore is, het sy ma Jochebed hom 3 maande lank weggesteek. Toe dit nie langer moontlik was nie, het sy 'n mandjie gevleg en hom in die Nyl laat dryf, vertrouend op die Here se beskerming. Sy suster Miriam het toe gekyk, en Farao se dogter Hatshepsut het hom gekry en hom Moses genoem, want dit het beteken uit die water gehaal. Hoe die Here lewe en redding kan bring uit gevaar en dood. So het die Here voorsien dat Jochebed steeds die voorreg gehad het om haar eie kind te voed en groot te maak. So was Moses uiteindelik voorbereid vir die roeping wat voor hom gelê het om Israel uit onderdrukking te lei en sy volk uit slawerny te verlos. Die Nyl illustreer hoe die Here dood in lewe kan verander. Wat vir my en jou vandag hopeloos lyk, kan die Here gebruik vir sy doel.